Hartlike goeiemôre aan elkeen. Wat 'n groot voorreg om hier in die vakansie met u te wees. En soos ek en Ali vanoggend besluit het, ek preek vanmôre en hy sal op 'n ander geleentheid weer vir ons preek. En ja, ons is so bietjie af naweek gehad en toe die Here besluit gistermiddag het ons besluit om hier te wees. Nou maar ek dink meeste van u weet daarom ons preke is vooruit uitgewerk. En nou meeste van die weet dat natuurlik waar ons vandag gaan aangaan, maar ek wil vandag vir Dominee Wimpie Snyders welkom heet. Welkom hier Dominee en mevrou en ek neem aan is die kinders. Ek weet nou nie wie's die kinders nie, dit is 'n seun of 'n dogter, maar dit is een van hulle. En hulle is natuurlik die tweede leraarspaar gewees wat in hierdie gemeente bedien het en welkom hier by ons vanmôre. Toe hy vanmôre sy das so mooi daar buite neer aansit, dink ek en al het dalk afgespreek ek wil my das vir hom gee. Dat hy net so bietjie vir ons hier kom help vandag, maar welkom hier by ons. Ons weet julle loop 'n bietjie rond met vakansie en is lekker om julle hier te hê, Dominee. Nou ja, vriende, ons is hier om die woord van die Here te verkondig en soos jy weet, dis vakansie, dis skoolvakansie en dis geen kinders vandag nie. Ek dink my kinders is ook nie hier nie, want een is al reeds met 'n maatjie op die strand wat ons hulle bietjie gun om 'n bietjie weg te breek van die kerk en van al die rotines af. Nou ons gaan vanmôre 'n bietjie na die woord van die Here kyk, maar voor ons dit doen, gaan ons lekker saam sing, saam bid. En dan gaan ons ook u beursies 'n goeie skit gee soos net 'n vakansie kan. En ons gaan regtig kyk of ons u vandag kan seermaak met daai beursies. En weet dit is vakansie, wees vrygewig. As jy nie weet hoeveel om in te gooi nie, gooi die hele beursie in. Ons sal net uithaal wat ons nodig het en die res terugsit. En as jy nou ongelukkig nie kontant het nie, ons kan 'n EFT vir u reël. Ons het nog nie 'n kaartmasjienkie nie, maar jy kan maar vrymoedigheid neem om net 3 nulle by te sit en dan weet ons is reg. So ja, kom ons sit so saam, ons sluit die oë en dan bid ons lekker. Dierbare Here Jesus, dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat U vir ons tyd uitkoop in hierdie kort lewe. Here, dankie dat ons kan bid vir die kinders. Here, al is hulle nie hier vandag nie. Here, U sê, moenie die kindertjies weerhou nie. En Here Jesus, ons wil kom bid en dankie sê vir hulle. Dankie vir ons kinderbediening wat so aktief deur hierdie jaar was, wat so hard gewerk het. En Here, waar hierdie kinders nou opwerk na eindeksamen toe. Ons kom dink aan ons matrikulante. Ons kom dink aan hulle wat reeds in voorbereiding is vir die eindeksamen, selfs in hierdie vakansie. En Here Jesus, ons kom dink aan ons gemeente wat vanmôre 'n bietjie weg is, mense wat bietjie reeds met verlof is. En Here, ons kom vra dat U hulle sal kom ontmoet, dat U hulle sal kom versterk ook in hierdie tye. Dankie Here dat U vir ons ook rus gee en dat ons mag rus in U. Here Jesus, ons kom buig vanmôre voor U vir hulle wat siek is. Ons kom dink aan hulle wat in hierdie week verjaar, ons kom dink aan al die aktiwiteite. En ons wil kom bid en vra Here dat U dit ook sal kom seën. Here, wanneer ons nou voor U neerbuig en ons wil kom sing, vra ons Here dat U ons harte sal stil maak, dat U ons gedagtes bymekaar sal maak. En Here, dat wanneer ons sing, ons lof en eer en die aanbidding van ons harte mag uiter deur ons lippe, deur ons harte tot U troon, tot die woonkamer waar U op hierdie stadium is by die Vader. Word verheerlik deur wat ons doen, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie
voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het U guns my aangebied. Ek loof en prys U derentyd, ek loof en prys U derentyd, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreemd. Doch doen die Heer aan my die wonder, om my as kind terug te neem. Ek loof en prys U derentyd, ek loof en prys U derentyd, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid. Oor God wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in U beskerming, by U sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys U derentyd, ek loof en prys U derentyd, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun en wegloop kind, weer in die Vaderhuis. Kus die naam van kind nie werd, wou self my sake deel. My lewe kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. U sien ver oneindig ver, U sien my honderddos, want toe ek kom my skuld bely, druk U my aan die bos. Genade onbeskryflik groot, daar's vrees ek is weer thuis. U sien my verlore mens, weer na die Vaderhuis. Kom ons staan saam. Dat die Gees die Heer ons stem,
dink die belangrikste afkondiging is reeds gedoen. Daar is 'n diens van môre, maar as dit vir jy hartseer nie is, daar's nie vanaand 'n diens nie. Dis skoolvakansie soos meeste van u weet en u kan die dag lekker saam gaan geniet. Nou vriende, net so 'n paar vinnige afkondigings dan. Die skole open 13 Oktober vir meeste van die ouers wat opgewonde is daaroor. En dan natuurlik die 13de wat ook gebeur is die CVV bestuursvergadering vind plaas en die 14de Oktober het ons kerkraadsvergadering. En dan natuurlik niks minder as die 17de tot die 19de, dis nou vir die dames wat na die nasionale vrouekamp toe gaan. En ons glo, ek wonder, as daar dalk iemand is wat op die laaste besluit het hulle wil gaan, is ek seker ons kan iewers 'n plan maak. Daar's altyd 'n kansellasie, 1 of 2 wat iemand weer kan insluip, soos iemand dalk nou in die ingewing van die oomblik besluit, u het so 'n geleentheid nodig. En dis eintlik maar die mans wat dit besluit, as jy voel jou vrou het nou regtig 'n breek nodig. Geef vir haar 'n breek, laat sy 'n bietjie daar na die vrouekamp toe kom. Hulle kom gewoonlik baie beter terug. So as jy 'n baie goeie huwelik het en jy wil kyk of dit beter gaan, stuur haar vrouekamp toe en kyk jy of dit nie lekkerder is nie. Maar ja, so dis ek dink die belangrikste wat ons net aan die wil voorhou wat die afkondigings betref, en dan herinner ons dat daar in die vakansie geen Bybelstudie gaan wees nie. Ongelukkig, ek weet die Bybelstudiegangers is baie opgewonde oor waar ons is. Ons is dan nou op pad na Openbaring hoofstuk 13 toe en dit sal dan nou nie hierdie Woensdag plaasvind nie en dan sal ons daar 'n bietjie weer na kyk die week daarop. Ek dink dis die belangrikste wat die afkondigings betref. En die res is alles op die blaadjie, soos meeste van die het. Oom Estiaan het gevra, Estiaan ter Blanche, meeste van die ken hom. Hy het gevra dat ons asseblief net vir hom bid. Ons het vir hom gebid in die konsistorie, maar ons wil ook vir die gemeente vra. Hy gaan na die spesialis toe en hulle praat van 'n potensiële klepvervanging in sy hart. En so dit gaan nie met hom goed nie. Ek dink dis sy hart wat 'n bietjie pla en hy klink ook nie homself nie soos Ali dit aan ons beskryf. En daarom vra hy ook vir daardie voorbidding. Hy sien môre die spesialis en dat ons asseblief vir hom sal bid dat die Here ook daar vir hom sal 'n weg sal baan wat dit aanbetref. En dan weet u van al die ander mense in die gemeente vir wie ons ook bid. En die nuwe kerkblad is hier. So ons moet asseblief, u moet almal asseblief kerkblaaie neem. Nuwe kerkblaaie is hier. Vriende, ons gaan nou geleentheid gee vir die opneem van die offergawes, die kollektes en tiendes en dan gaan ons volgende lied saam sing. Ja, dis waar. En ek het dit op die onderwysersgroepie gesien vanmôre. Adel maak, ek het amper vir Wieko geluk gesê, sien ek hy sien hier nie. Adel, baie geluk met jou verjaarsdag. Vandag, ek wil net weet Adel, die koek en tee. Is dit nie langsam? Maar in elk geval, ek nooi almal vir koffie en tee na die diens en nou sluit u lekker saam met ons gaan kuier. Adel, dankie vir wat jy doen. Mag die Here jou ryklik seën vir jou arbeid in ons gemeente, ook in jou huwelik en jou kinders. En hou net so aan. Ons is baie trots op julle wat julle ook doen vir ons. Baie dankie. Vriende, kom ons sing die volgende lied lekker saam. Ons hanteer dit as ons openingslied en dan gaan ons ook daarna vir 'n oomblik stil staan in gebed. Baie dankie. Daarom
Liewe Heer, ja, ons lees in U woord, daar aan die begin in Genesis al, dat U 6 dae geskep het en die 7de dag gerus het. Here, nie omdat U moeg was, of omdat U die rus nodig gehad het nie, maar as voorbeeld vir ons as mens om te rus. Here, dankie vir hierdie rusdag, dat ons so 'n bietjie kan afskakel van die gewoel en die gewerskaf daar in die wêreld daar buite. Here, dankie dat ons op hierdie dag na die huis van die Here kan kom. Here, ons weet dit gaan nie oor die gebou nie, maar oor U wat hier teenwoordig is. Here, kom maak dit dan nou rustig in ons hart, sodat U ons ook kan leer in hierdie oggend. Here, dankie dat ons weet dat alles van U af is, en dat dit wat ons vir U ook teruggee, dat ons dit ook van U af ontvang. Here, ons kom sê dankie daarvoor, in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Nou ja, vriende, as ons na die woord van die Here gaan kyk, dan kan jy vanmôre u Bybels oopmaak by niks anders as 1 Samuel hoofstuk 8. Nou meeste van u weet, ons het 1 Samuel 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 hanteer. So is niks nuut as 8 vandag op die voorskynis nie, maar ek gaan nie soos ouer gewoonte die eerste 7 hoofstukke inlei nie, want die eerste 7 hoofstukke vorm vanmôre deel van die diens. So ek sal hulle nou formeel hanteer, dat ons onsself kan vergewis van wat aangaan uit die woord van die Here uit. En ek gaan vanmôre dit 'n klein bietjie anders te doen. Ons gaan wel 4 vinnige punte hê, wat ek met u vinnig gaan bespreek, en dan wil ek op grond van daardie 4 punte, die vorige 7 hoofstukke besoek, met dit in gedagte. Ek dink dit gaan vir u baie interessant wees. Dit was vir my baie lekker om hierdie boodskap uit te werk, en te sien hoe die Here met 'n volk en selfs met 'n gemeente eintlik 'n pad kan stap, en nou hoe mens kan terugkyk in die woord van die Here. Maar voor ons daar gaan begin, gaan ek vra dat ons die oë sluit, en dan bid ons net vir 'n oomblik saam. Wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein is van hande en suiwer van hart, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, en nie vals sweer nie. Here, ons buig vanmôre voor U neer. Ons vra, Here, dat U ook in hierdie oomblikke na elkeen van ons harte sal kom kyk. En Here, dat U met die balsem van die hemel ons sal kom besoek in ons eie behoeftes en ook in ons eie begeertes. In hierdie tyd waar ons na U toe nader. Ons bid dit in die heilige naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Nou vriende, soos ek vir u sê, ek gaan vanmôre dan 1 Samuel hoofstuk 8 saam met u lees, en dan gaan ons in retrospek kyk hoe God met sy volk en natuurlik ook met ons werk, want jy weet vriende, God is gister, vandag en môre dieselfde. En wat hy in die verlede gedoen het, doen hy vandag nog steeds. En wat hy in die verlede gedoen het, gaan hy môre steeds doen. En dis hoe God met sy volk werk. En dan lees ons saam 1 Samuel hoofstuk 8 vanaf vers 1. En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eerstgeborene was Joel, en die naam van sy tweede Abia, rigters in Berseba. Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie. Hulle het onregverdige wins agterna geloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar en gaan na Samuel in Rama en sê vir hom: "Kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies." Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel. Toe hulle gesê het: "Gee ons 'n koning om ons te rig." En Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel: "Luister na die volk en alles wat hulle van jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Soos al die werke wat hulle gedoen het van die dag af dat ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle. Jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel, want wat oor hulle sal regeer." Samuel het toe al die woorde van die Here oorgebring aan die volk wat 'n koning van hom gevra het.
En hy het gesê, dit is die reg, verskoon my, dit sal die reg wees van die koning, wat oor julle sal regeer. Julle seun sal hy neem en vir homself aanstel by sy wa en by sy perde, dat hulle voor sy wa uit hardloop. En om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor 1000 en owerstes oor 50, en om sy land te ploeg, en om sy oes in te samel, en om sy oorlogwapens en gereedskap vir sy strydwaans te maak. Ook julle dogters sal hy neem, as salfmengsters, en as kooksters en baksters, en van julle lande en julle landerye, en julle olyfboorde, sal hy die beste neem en aan sy dienaars gee. En van julle saailande en julle wingerde sal hy die 10des neem, en dit aan sy hofdienaars en sy dienaars gee. En julle slawe en julle slavinne, en julle beste jongmanne, en julle esels, sal hy neem en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 10des neem, en selfs uit julle van julle en verskoon my, en selfs sal hy julle as julle sy slawe wees. Vers 18. En in die dag sal julle roep vanweë julle koning, want julle vir heel verkies het, en die Here sal julle in die dag nie verhoor nie. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê, nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies, dat ons koning ons kan rig en voor ons uittrek en ons oorlog voer. En Samuel het al die woorde van die volk aangehoor en dit voor die ore van die Here uitgespreek. Toe sê die Here vir Samuel, luister na hulle en stel 'n koning oor hulle aan. En Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan heen, elkeen na sy eie stad. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Nou vriende, ek wil vanmôre uit hierdie gedeelte uit 4 vlugtige gedagtes net vinnig met u deel. Want ek wil graag vanmôre in konteks hoofstuk 8 met u deel van dit wat ons weet van hoofstuk 1 tot 7. En die eerste gedagte wat ek vanmôre met u wil deel onder die tema dan 'n koning soek. Kyk ons na die teks van oordeenking. Dit wat vir my baie pertinent uitgestaan het in hierdie gedeelte, vind ons in vers 7 en vers 8. Ek lees graag vir u vers 7. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle van jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp, om nie koning oor hulle te wees nie. Vriende, wat sien ons uit hierdie teks uit? Wat is God se begeerte gewees met die volk? Was dit God se begeerte om self oor die mens te heers? Was dit God se begeerte om self aangestel te wees as koning oor die mens? En dis sê die Here pertinent. Hy verduidelik dit vir Samuel so. En nou kom hy in vers 8. Hy sê, soos al die werke wat hulle gedoen het van die dag af, dat ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Nou ons weet wie Samuel is, ons weet hoe Samuel gekom het op die plek waar hy die volk gerig het, ons sal dit nou vlugtig besoek. Ek wil die vraag neem na vers 17 toe. Iets wat hy vir hom sê, nou u weet dat die God van die volk 10des verwag. Dit is niks nuut nie, hulle ken dit, hulle weet dit, en nou dat hulle 'n koning vra, sê Samuel vir die volk, luister, as julle 'n koning aanneem, gaan dit julle sakke ruk. Dit gaan jou sak ruk. Die koning gaan nie net jou wingerde, jou slawe, jou slavinne gebruik nie, nie net jou kinders en jou dogters gebruik nie, maar die koning gaan ook 'n heffing op jou inkomste gebruik. En dis in vers 17. En van julle kleinvee sal hy die 10des neem, en selfs sal julle sy slawe wees. Vers 19 lig ek aan die uit. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê, nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees. Nou vriende, ek weet ek het vir julle gesê, God is gister, vandag en môre dieselfde, maar weet u wie verander soms ook bitter min? Die mens. Die mens doen dieselfde goed, oor en oor. Die geskiedenis
herhaal homself telke male en selfs in die gedeelte sien ons dit, dat die Here sê vir Samuel, Samuel, die volk doen wat hulle gedoen het van Egipte af. Van Egipte af, ek meen vriende, weet jy hoe ver terug is Egipte? Egipte is 40 jaar in die woestyn, na dit is hulle deur al die rigters, Samuel is die laaste rigter. Jare gaan verby, en wat het hulle konstant gedoen die heeltyd? Afgode aanbid, die heeltyd teruggekeer. Hulle het selfs 'n paar dae, as ek dit nie reg het nie, 3 dae, deur die woestyn tot by Mara, kom hulle en hulle murmureer, ons gaan doodgaan, ons het nie water nie, ons verlang terug na die vleispotte van Egipte. Hulle het geen vleis in Egipte geëet nie. En dis daai manier hoe mens nostalgies na die verlede kan verlang, wat nie beter was nie, maar is beter as waar homself bevind in God se wil. Nou kyk ons vanmôre, en ek het vir u verlede week die aap uit die mou uitgelaat, toe ek vir u 'n paar groot Afrikaanse terme gegee het. Ons sê ons altyd vir die kinders, jy moet kerk toe kom om te leer. En partykeer by die kerk leer jy 'n paar Afrikaanse terme ook. So ek wil nou vir u op hierdie punt, voor ons na die ander hoofstukke gaan kyk, 'n verduideliking gee van voorstelle of voorbeelde uit die verlede uit, van hoe God werk. En die eerste manier van Adam en Eva af, was daar 'n theokrasie. 'n Theokrasie is 'n godsregering. Theos is die gedagte wat God beteken, en dan is dit theokrasie, wat regering beteken. Gods regering. Dit is die eerste, die beste manier waarop God 'n volk lei. Nou as ons dit, kom ek gaan nou, dis die eerste een, theokrasie. Die tweede gedagte of ding wat jy kry, bestuursisteem wat in die wêreld bestaan, is niks anders as 'n monargie. Wat is 'n monargie? 'n Koning. En daar selfs monargieë vandag nog, maar party van hulle deel so bietjie. Maar 'n monargie is waar 'n koning heerser is, en hy het alleen mag. En dit wat hy sê, en u weet dit, toe die konings geregeer het, en die koning ging het voor die koning verskyn, sonder uitsondering of sonder uitnodiging, kon die koning haar om die lewe bring. Dit was 'n alleen mag, die koning se woord was wet. Dit is 'n monargie. Die derde wat ek vir u wil voorhou, is een wat u in 1994 deelagtig van geword het, 'n demokrasie. 'n Demokrasie is waar die volk leiers verkies, en daar word dan 'n president aangestel, 'n volksverkiesing tot by 'n demokrasie. Dan na 'n demokrasie kry jy 'n diktatorskap. Wie weet wat is 'n diktator? Is 'n alleen mandaat, en dis gewoonlik wanneer daar 'n oorlogskoel was, wanneer 'n weermag of 'n weermagbevelvoerder 'n land oorneem, en hy word die diktator van die land. Daar's nie 'n stemmery nie. Dis soos byvoorbeeld Kim Jong-un het 'n diktatorskap. Daar's 'n paar voorbeelde selfs vandag nog waar diktators leef, en waar hulle dan die alleen mandaat in hulle lande het. Dan is daar die een wat ek moes gaan bevestig, wat ek so versigtig was om uit te spreek. En sy naam is 'n oligargie. En dit is in 1960 in die Afrikaanse Woordeboek opgeteken, net om u gerus te maak, dat in 1960 het dit al gebeur. Dis wanneer 'n minderheidsgroep 'n land regeer, 'n oligargie. En dit is 'n minderheidsgroep wat 'n land regeer. Dis een van die sisteme, en dan kry jy niks anders as 'n republiek. Nou wie ken die republiek? Die Republiek van Suid-Afrika. Dit is gevestig baie jare terug. Dit is 'n manier waar 'n land saamkom, en dan word 'n republiek gestig, en daai republiek het dan 'n staatshoof. En dan die laaste een wat ek vir u voorhou, wat meeste van u bekend sal wees, is anargie. Anargie, geen regering. Dis die metodes van regeerstelsel wat bestaan. Nou gaan ons kyk na wat ons uit die woord van die Here uitkry in 1 Samuel, 2 Samuel, 3, 4, 5, 6 en 7 Samuel. En dis waar dit nou baie interessant raak. Nou, u almal was hier, u almal het die preek gehoor van Hanna in 1 Samuel 1. Hanna is daar in die tempel, en sy bid vir die Here, en Eli kom daar, en hy sê vir haar, vrou, sit die wyn van jou weg, want jou mond mompel. Hoe lank gaan jy voor die Here se aangesig as 'n dronkaard wees?
En Hanna sê, my Heer moet my nie as 'n deugniet voorhou nie. Ek is geen deugniet nie. My laste is swaar. My probleme is groot. Sy het opgehou eet. U kan almal dit onthou. Nou wil ek hê, u moet vir 'n oomblik die hele 1 Samuel in die agterkop kyk met die doelpunt en oogpunt van teokrasie. Gods regering. En nou wil ek hê, u moet vir 'n oomblik, want u het almal die grondslag van 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 vind ons Eli in die tempel, maar ons weet nou, daar is 'n probleem by Eli. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinjas, is besig om verkeerd op te tree. Kyk na 1 Samuel 1 uit die oogpunt van die kerk. En kyk dan na 1 Samuel 1 uit die oogpunt van God. En dan gaan ons na die res van die gedeeltes kyk. Dan gaan ons vanmôre tot 'n baie groot, ek dink, insig kom in die manier waarop God met die mens werk. So wat het in 1 Samuel gebeur? Hanna verskyn voor die Here in die tempel, sê Here asseblief, as ek asseblief net 'n seun kan kry. En Here, as ek hierdie seun kan kry, gaan ek hierdie seun aan die opdra. Ek gaan hierdie seun terugbring tempel toe. En nie almal weet wat gebeur. En Hanna raak swanger, 1 Samuel 2 vind plaas en Hanna het hierdie wonderlike gebed. Hierdie lofgebed wat sy tot die Here sing, die manier waarop God vervul. Nou wil ek hê, u moet teokraties, Gods regering, kyk hoe regeer God die kerk en die mens. Was daar 'n probleem by Eli se 2 seuns? Ja. En in 1 Samuel 2 hoofstuk 2 kom die Here en hy waarsku nadat Hanna haar seun na die tempel toe bring. Nadat hy gespeen is, bring sy haar seun vir Eli en sê, Eli, hier is my seun. Jy kan hom gebruik in die tempel. Jy kan hom vir die Here aanwend. Kom daar 'n profeet en hy sê vir Eli, Eli, jou seuns is besig met die verkeerde dinge. Die woord sê vir ons, en eintlik die woord sê vir ons wat hulle gedoen het, hoe hulle met geweld die offers geneem het en hoe die volk die offer van God mishaag het in 1 Samuel hoofstuk 2. As gevolg van die manier waarop die kerk optree. En nie sal onthou, ek het vir u gesê, as 'n mens na die woord van die Here kyk en jy kyk na hom en jy sien hoe God wil regeer, het God hulp nodig, vriende? Nee. En toe die kerk fouteer, het God 'n oplossing. En selfs deur Hanna se swaar kry het God 'n doel gehad. Want God het vir homself 'n priester verwerf. God het vir homself iemand gestuur omdat die kerk gefaal het. En ons het gelees in 1 Samuel 2, as die kerk verkeerde dinge doen, mag jy jou rug op God draai. En God het die volk skuldig bevind, omdat hulle sy offer mishaag het. Omdat hulle 'n probleem gehad het met die kerk en nie hulle offers gebring het nie, het God 'n probleem met dit gehad. Want God, jy kan nie iets verkeerd doen en dan nog 'n ding verkeerd doen en dink dis reg in God se oë nie. As God se wet bepaal dat daar sekere dinge moet gebeur, en kom ek gee vir u een wat ons vanmôre nie gedoen het nie. Wat is die eerste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat jy moet gelykstel, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Nou kom ons terug en ons kyk na hoofstuk 2 en ons besef daar's 'n probleem. As ons van 'n kerklike punt af sien, dan sien ons die volk het hulle rug op die kerk gedraai. Hulle het hulle rug op God gedraai as gevolg van die offers. En ons sien in hoofstuk 3 kom God en hy roep vir wie? Hy nie onthou, vir Samuel, jong seentjie. En die Bybel sê in hoofstuk 3, Samuel weet nie wie se Here nie. Hy het nog nie die Here geken nie. Die Here roep hom 3 keer, hy herken nie God se stem nie. Die Bybel sê hy het hom nie geken nie. En die Here roep 'n profeet. Hy roep 'n jong seun. Waar was Eli? Waar was Hofni en Pinjas? Ons sien in hoofstuk 3 dat God, alhoewel die kerk op die verkeerde plek is, God steeds beskik. Alhoewel die struktuur besig is om uitmekaar uit te val, kom God en bring orde, want God het altyd struktuur.
God is nooit ordeloos nie. Waar God is geen anargie nie. En jy ken nou daai term anargie. Nou as 'n ou so bietjie vinnig na dit kyk, en jy gaan kyk dan na hoofstuk 3, waar God klaar vir Samuel roep, en dan word Eli in hoofstuk 3 weer vermaan. Kan nie onthou wie het vir Eli vermaan oor die gedrag van sy seuns? God het. God stuur vir Samuel, en Eli sê vir Samuel, Samuel, as jy iets wat die Here vir jou gesê het, uitlaat, en nie vir my sê nie, mag God dit met jou doen. Want Samuel was bang as seun. Hy wou nie vir Eli sê, die Here het vir my in die nag gesê, daar gaan geen mens wees na jou, geen ou mens nie, want hy het hierdie hele geslag wat hy het, waar God hom uitverkies het om hom te dien, het hulle hom mishaag. En wat het die Here vir hulle gesê? Hy sal hom vereer wat? Hom eer. En dis wat ons geleer het in hoofstuk 3, en toe kom hoofstuk 4 wat so mooi was. Hofni en Pinjas, hulle is, ek wil amper sê chief in charge, en die volk gaan hou gou 'n bietjie oorlog teen die Filistyne, jy sal dit onthou, en 3000 van die volk word neergeslaan en hulle vlug voor die Filistyne, en hierdie volk beraam plannetjies, en wat maak hulle met hulle planne? Kom ons gaan haal die ark. Hulle gaan haal die ark van die Here, en hulle bring die ark saam op die oorlog uit, want jy sien, niemand mag aan die Here vat nie. En as die Here nou saamkom, dan gaan die Here hierdie bonatuurlike wonder moet doen, en hulle manipuleer God. Hoeveel mense probeer dit nie met die kerk nie? Hoeveel mense probeer nie die kerk manipuleer nie? En ons het gesien in 1 Samuel hoofstuk 4, waar hierdie Hofni en Pinjas saam met die ark gaan. Maar wat het die Here vir Eli gesê? Kan nie onthou in 1 Samuel 3 die Here vir Eli gesê, Eli, ek gaan iets doen wat jou sal verbaas, wat die mensdom sal verbaas. Ek sal op een dag jou 2 seuns van jou neem. Jou 2 seuns sal op dieselfde dag sterwe. En waar het sy seuns gesterwe? Toe die ark deur die Filistyne geneem is, want hulle het God probeer manipuleer met die ark. En hoeveel mense het dood gegaan? 30.000 mense sterf, en die ark van God word geneem. En dit is 'n ongelooflike gebeurtenis. En kan jy onthou wat het nog verder in 1 Samuel 4 gebeur? En toe die dienaar kom van die slagveld af, en hy sê vir Eli, Eli, jou 2 seuns is dood. En hy sê vir Eli, en die ark van God is geneem, val Eli agteroor en hy breek sy nek. En weet jy wat, en nou raak ek bekommerd. Want nou sien ons die tendens, en meeste van u gaan nou vandag se boodskap moet intrek. Wie se 2 seuns? Eli se 2 seuns. Hulle gaan dood. En wie gaan ook dood? Eli. Wat het ons vanmôre gelees gebeur met Samuel se seuns? Samuel se seuns doen dieselfde ding. Ons sê partykeer vir mense, luister, as jy in die garage slaap, maak dit jou nie 'n kar nie. As jou pa dominee is, gaan jy nie hemel toe nie. Dit werk nie so nie. En as jy gaan kyk na die voorbeeld van die Bybel, en jy gaan kyk na Eli en sy 2 deugniete vir seuns, dan praat die Bybel baie sterk teen dit. En ons kom vanmôre, en ons sien hier Samuel deur God uitgekies, uitgeroep, eenkant geplaas, opgelei deur Eli. En u sal onthou, kom ek loop dit net bietjie, kom ons gaan dan net na hoofstuk 5 toe. Die ark is geneem, 33.000 mense is dood, 7 maande gaan verby, soos meeste van u weet, jy kan onthou, elkeen van daai preke het hulle eie boodskappe gehad, 7 maande gaan verby, en toe daai 7 maande verby is, wat se ark kom aangeloop met 2 melkbeeste, wat al bulkend en skreeuwend is, met 'n splinternuwe wa, kan u onthou. En daai ark kom daar aangeloop, en hierdie volk is 7 maande later, wat het hulle gedoen? Net mooi niks nie. Waar was Eli? Hy 7 maande terug begrawe, en sy nek is gebreek. Waar sy 2 seuns? Hulle is dood op die slagveld. Vir 7 maande, wat het Samuel gedoen? Die woord sê vir ons, niks nie. Hulle het nie gegaan en die Filistyne weer gaan aanval nie. Hulle het nie probeer om die ark terug te bring nie. Het God hulle op nodig gehad? Nee, Dagon het voor sy aangesig gelê, jy sal dit onthou.
Dan die ark is gesteel, geneem, en hulle het hom daar by Dagon ingevat, en die kan onthou die groot vernedering, van sy koppie wat afval, en sy armpies, wat sy hande wat afval, en wat daar op die drempel lê, en God se hand druk swaar op hierdie volk. En in 1 Samuel 5 leer ons dit, en hulle maak hulle gaan deur die swelle, en hulle gaan deur die rotplaag, en alles wat daar met hulle sleg gaan, en hulle weet nie meer wat om te doen nie. En daar kom die oplossing, hierdie ark kom terug. En in 1 Samuel hoofstuk 6 is die ark terug, en kan u onthou hoeveel mense gaan dood toe die ark terugkom? 50.070 Israelies gaan dood, want God het die ark teruggebring. Hoekom? Want hulle het vir die ark gaan kyk. Wat sê die Bybel? Het die Filistyne doodgaan omdat hulle na die ark gekyk het? Nee, stellig nie. Maar hulle het nie die reëls gehad nie. Hulle het nie die reëls gehad wat die Jode gehad het nie. En toe hierdie reëls plaasgevind het, en God bring die ark terug, hulle juig en jubel, hulle slag sommer die twee beeste, hulle gebruik die hout, die splinternuwe wa wat gebruik is, hulle het goue rotte, goue geswelle, saam met die ark, want hierdie volk wil vergifnis vra vir hulle sonde, teen die Jode, hulle sonde teen God. En ons weet van hierdie verskriklike wonderwerk wat plaasgevind het, en 50.070 mense sterf. Nou kom ons terug na die teokrasie toe. En ons kom terug by God se regering. Ek vra u deur die hoofstukke heen. Het God sy volk ooit verlaat? Het God ooit die volk herderloos gelaat of rigtingloos? Nee. Eli was reg voor God se oë, maar sy kinders nie. Samuel was reg voor God se oë, maar die kinders nie. Die volk het hulle rug op God gedraai en God het hulle gestraf. 3000 mense het gesterf. Toe probeer hulle God manipuleer, toe sterf 30.000 mense. Toe kom God en hy bring die verlossing en hy bring sy ark self terug. Want dit is 'n teokrasie. Niemand het nodig om God te help nie. God stuur en rig sy sake uit sy eie hande uit. En hy stuur sy ark terug. En wat doen sy volk? Ongehoorsaam. En daardie volk, en ons weet, toe die ark het teruggekom, en die volk het 'n groot murmurering gehad. Wie kan onthou, hoe lank het hierdie mense gemurmureer? Ek sien hande man, almal is skaam. 20 jaar lank, 50.070 mense sterf, 3000 mense sterf, 30.000 mense sterf, waar is baie mense dood? En ek dink baie mense gaan dood, dan voel baie mense hartseer. Maar wat het God gedoen? Hy het die kerk in stand gehou. Hy het die kerk gehou. Hy het elke keer sy woord gehou, vanuit Egipte tot hier. En in hoofstuk 6 sien ons dat God die verlossing bring. En dan kom hoofstuk 7, vriende, in hierdie 20 jaar periode. As ek Samuel was, en ek het dit vir laasweek gesê, so ek die boepunt van moedeloosheid gewees het. Ek sou in die gat van depressie gewees het. Nadat God hoeveel 1000 mense doodmaak. Hoeveel 1000 mense is dood? Hierdie volk luister nie. 20 jaar lank vat hulle onder verdrukking van die Filistyne om by 1 Samuel hoofstuk 7 uit te kom, waar hulle vir Samuel sê, ag Samuel, kan jy nie vir God vir ons bid nie? En dis waar laasweek se boodskap begin het. En die volk het bymekaar gekom, hulle het die Astartes en die Baals onder hulle uitgehaal. Hulle het afgode aanbid. Hulle het afgode in hulle huise gehad. Nadat hoeveel 1000 mense dood is. En daai volk kom tot bekering, nasionale bekering. En hulle giet water vir God uit, wat ek vir u gewys het, verwys na die vergifnis, verwys na wat in die verlede is in die verlede, dit verwys na die reiniging, dit wys na die skoonwassing wat in 1 Samuel hoofstuk 7 gebeur het. Regdeur 1 Samuel 1 tot 7 sien jy God se hand. Regdeur het God sy volk gerig en gestuur, en voor dit deur die hele boek van Rigters, want dit is 'n teokrasie. En hier in 1 Samuel hoofstuk 8 kom ons by waar die mense besluit, ons soek nie 'n teokrasie nie, ons soek 'n monargie. En vriende, ek wil vir julle sê, van hier af is dit net afdraande.
Want jy dink jy gaan God se stelsel verander in 'n mens se stelsel, waar mens jou gaan heers, dan kom jy agter daar's 'n probleem. Nou ek het vanmôre vir u goeie nuus. Ek het vir u die beste nuus ooit. U mag onder 'n teokrasie val. U mag God se woord eerste in jou lewe stel. En wanneer jy die eerste gebod onderhou, dat jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, en jou naaste lief hê soos jouself, daaraan hang die hele wet en die profete, dan vriende, bevind jy jou op 'n plek, waar God jou rig en stuur. Kan daar soms probleme in jou lewe kom? Kan die kerk jou te nakom in 'n teokrasie? Natuurlik. Het die kerk nie te nagekom in Samuel en in Eli se 2 seuns nie? Maar is dit genoeg rede om jou rug op die kerk te draai? Nee, stellig nie, want as jy jou rug op God se woord en God se instelling draai, dan het jy sonde gedoen. Dit leer ons uit 1 Samuel 1 hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 8. Maar wat het God elke keer gedoen in 'n teokrasie? In 'n teokrasie was daar altyd 'n rigter. 'n Rigter. Wat was die doel van die rigters, vriende? Wat was die doel van Eli? Wat was die doel van Samuel? Wat was die doel van rigters? Wat is die doel van 'n rigter? En ek hoop en ek bid vanmôre dat u 'n rigter het. Iemand wat 'n mondstuk van God is, wat die woord van God verkondig soos dit is. Nie soos dit lekker is nie, of soos dit jou pas, of soos dit met die tye verander. Jy mag nie dit sê nie, jy gaan mense se regte skend. Vriende, ek het nie 'n saak met mense se regte nie. Ek het 'n saak met die woord van God. Hierdie kerk, die Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, sit God se woord primêr. Dis die hoogste gesag, dis hoër as die landswet, dis hoër as die grondwet, dis hoër as die president. Die hoogste gesag in die Evangelies Gereformeerde Kerk is God se woord. En as God se woord iets 'n vervloeking noem, dan bly dit 'n vervloeking. En as God se woord sê dat jy die Here moet lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand, dan is dit 'n vereiste. Dit is dinge wat in jou lewe moet plaasvind. Was die offers belangrik? U weet, ek het na die offers verwys. U weet wat gebeur het toe Samuel vir die volk geoffer het. Samuel het hulle het die 2 massiewe beeste opgeoffer en 50.070 mense sterf. En hierdie volk kom na 20 jaar na die Here toe en sê, Here, asseblief, ons vra vergifnis. Vat Samuel 'n lammetjie. 1 lammetjie. En hulle oorwin die Filistyne. Hoekom? En jy weet, van daardie dag af het Samuel die volk gerig 40 jaar lank. Hoe lank het Eli gerig? 40 jaar lank. Maar ons wil bekommerd wees oor die nageslag van die priesters. En ek moet vir julle sê, as hoof van my eie huis is ek bekommerd as ek sien dat manne soos Eli, manne soos Samuel, godsmanne, se kinders God nie dien nie, dan maak dit my bang. Ek wil herhaal, as jy in 'n garage slaap, maak dit jou nie 'n kar nie. Maar jou ma en pa die Here dien, dan beteken dit nie jy gaan hemel toe nie. En as ons sien wat mense se kinders doen, vriende, dan wil ek vir een ding sê, ons word gebore in sonde. En my kinders is nie uitgesluit nie. U kinders is nie uitgesluit nie. En as God nie ons kinders besoek nie. En ons weet hy besoek hulle in Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. U kan onthou, kan u dalk nie, kan u onthou wat God vir Eli gesê het? Eli, waarom het jy jou kinders nie ernstig bestraf nie? Kan jy onthou wat het Eli gesê? Eli het vir Samuel gesê, laat die Here doen wat hy wil.
Hy is soewerein. Hy is reg. Maar vriende, kan ons hier sit met 'n nonchalante houding? Here, laat U maar doen wat U wil, want ek gaan nie my kant bring nie. Hoeveel maal is Eli nie gewaarsku oor sy seuns nie? Dat God so ver moes gaan om Samuel te bring, om hulle te vervang. En nadat Samuel eerstehandse ervaring as 'n kind gehad het van Hofni en Pinjas en die manier waarop hulle dood is, nadat Samuel met sy eie oë gesien het hoe Eli agteroor val en sy nek breek, vriende, die priester van God het sy kinders hoër geag as God. Ons moenie fout soek met die kerk en dan ons rug op God draai nie. Baie versigtig wees. Kerk het foute, vriende. Instellings het foute, maar God is foutloos. En as God jou by 'n plek plaas om God te aanbid, dan doen jy dit daar volgens God se reëls, nie die kerk se reëls nie. God se reëls. Ek wil u vanmôre kom bemoedig en ek wil vir u sê, alhoewel die volk 'n koning begeer het, moes hulle dit nooit gedoen het nie. En ek wil vir u vandag kom vra. Want dit help nie ons kyk op na die regering nie. Dit help nie kyk op en dink wat gaan die regering aan die orde van die dag vir u doen nie. Ek wil vir u sê persoonlik by my, as daar iets fout gaan, ek bel nie die polisie nie. Ek weet nie of u weet nie, maar dit werk nie. Die fone word nie opgetel nie. Dit is jy is 'n beter kans om die dominee te bel of 'n beter kans om jou buurman te bel as om jou hoop op regering te sit. Maar vriende, as jy 'n probleem het, waartoe moet jy gaan? God het geweet. God is tydloos. God weet wat môre, oormôre en die dag daarna gebeur. God word nooit omkant gevang nie. God met sy teokrasie, met sy godsregering, het 'n wil vir u en vir my lewe. En maak nie saak wat die regering of die orde van die dag doen nie. As jy jou by God se woord gaan skaar, sal jy op die plek wees waar God jou kan seën. En ek wil by u vanmôre kom motiveer. As jy kan gaan kyk na die 9 verskillende regeringsstelsels, teokrasie, demokrasie, monargie, anargie, wat ek hulle almal vir u voor, die diktatorskap, die republiek en die olargie. En jy besef, een van hierdie moet jy handhaaf. Nou, u kan dalk sê, wel, dominee, eintlik luister ek net na myself. Dan val jy in kategorie diktatorskap. Dan val jy in kategorie, ek dink is dit 1 Samuel 17, waar sê eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens. Vriende, ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Maar ek wil vir julle uit 1 Samuel 8 uit die volgende leer. Wanneer jy 'n keuse maak teen God se wil, laat God dit toe. God laat jou toe om aan te stel wie jy wil. Maar jy moet die gevolge daarvan dra. En baie maal sit ons met die gevolge van ons dade. Dan dra ons om en vra ons vir die Here, hoekom is dit so? Hoekom het dit met my gebeur? Vriende, hoekom het die eerste 3000 Jode geval voor die Filistyne? Want die Jode was nie waar hulle moes wees nie. Hoekom het die volgende 30.000 Jode doodgegaan? Want die Jode het probeer om God te manipuleer. Waarom het die volgende 50.070 mense doodgegaan? Want hulle het God bekyk en die ark ondersoek wat hulle nie mag doen nie. Jy weet, as die Here Jesus sê, wanneer jy vir 'n vrou kyk en haar begeer, is dit net so goed dat jy met haar gemeenskap gehad het, egbreek gepleeg het. En dan regverdig ons onsself. Vriende, God gee vir ons 'n woord foutloos. God stel vir ons, gee vir ons die instaatstelling van die Heilige Gees dat ons oor sonde kan heers, dat ons oor sonde kan triomfeer. Maar die deursnee Christen steek net hulle sonde vir die kerk weg. Hulle sit die kerkbanke blink, hulle steek die goed blink. Hulle gaan nie hulle fone, hulle WhatsApps, hulle search histories wys nie, want hulle moet dit wegsteek. Vriende, dis nie Christendom nie. Christendom is mense wat hierdie instaatstelling van die Heilige Gees
selfbeheersing kan toepas. Christene is mense wat deur die instaatstelling van die Heilige Gees verslawings kan weerstaan, want hulle word vrygemaak deur God, nie deur jouself nie. Christene is mense wat vrygekoop word deur Christus, sodat jy in 'n teokrasie kan leef waar God jou lewe rig en stuur. En wanneer ons onsself bevind in omstandighede rondom ons verstaan nie waarom alles rondom ons gebeur nie, dan is dit as gevolg van die feit dat die verkeerde persoon op die troonkamer van jou lewe sit. Wat wil God vir jou hê? God wil jou vrykoop. Die Bybel sê, ek bedink goeie dinge aangaande julle, nie slegte nie. Christene het die lekkerste lewe op aarde. Christene is die blyste. Jy weet, as ek 'n deursnee Christen in die winkel sien, dan lyk hy morbied en dit lyk of laas maand se by vandag al uit is. Want hulle is morbied. Wat sê die vrug van die Gees? Liefde, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Al hierdie lekker dinge, en as jy na die kerk toe gaan en ja, jy moet nou mense by die kerk kom nie, hulle maak jou morbied. Hulle maak jou moeg. Kan dit so wees? Is dit moontlik? Dis nie moontlik nie. Party mense gee voor dat hulle in die kerk is. Party mense gee voor dat hulle die Here dien. Wanneer jy God dien, dan is die blydskap van die Here op jou aangesig. En wanneer omstandighede rondom in die lewe met jou plaasvind, en kom ek gebruik 'n baie mooi voorbeeld wat jy almal ken, Hanna. Hanna het gesit en huil in die kerk. En in 1 Samuel 2 is haar gebed die oortreffende trap van God se seën. Vriende, ons moet sit en huil in die kerk. Ons moet ons lewens in oënskyn bring voor God en dat God toelaat dat hy in ons lewens kan werk sodat teokrasie, God se wil in ons lewens mag plaasvind. Boodskap van 1 Samuel hoofstuk 8. My gebed is dat die Here u sal besoek en dat u werklike godsregering in die eie lewe sal plaas en nie verskonings gebruik van die wêreld nie. En nie verskonings van die wêreld aan die Here bring nie, maar dat ons God op die troonkamer sal stel waar hy wil wees, waarvanaf hy sal regeer. As jy dit aan God oorlaat, vriende, die Bybel sê, ons sê vir God, beproef hom hierin, en jy begin by jou 10de, want ek meen, dis waar alles fout loop, want as jy dit nie doen nie, dan is meeste van die probleme in jou lewe eintlik vanselfsprekend, want as jy God vir die basiese goed nie kan vertrou nie, as iemand vir my sê, hy kan sy 10de betaal sonder om te bekommer, dan weet ek nie, want die regering vat die res, wat bly oor? As ons God nie kan vertrou vir sy woord nie, as ons God nie kan vertrou vir wat hy sê, hy sal doen nie. Hy sê, beproef my. Hoeveel mense beproef God? Daar is soveel maniere. En ek wil vir sê, daar is maar net een van hulle. Maar as ons rondom ons kyk, kom ons buig voor die Here vandag. En ons vertrou hom vir oplossings. Oplossings vir in 'n verlore wêreld. Ons het nie nodig dat alles en almal rondom ons sterf en uitmekaar uitval, voordat ons terugkeer nie. Hierdie land het sy rug op God gedraai. Hierdie regering het sy rug op God gedraai. Mag dit wees dat ons nie ons rug op God draai nie. Amen. Dierbare Here Jesus, Here, dankie vir u woord. Dankie Here dat ons u woord kan bestudeer en Here, dat daar soveel volheid in die woord is. Dat dit so oopbreek. Here, dankie dat u dit vir ons gee en baie dankie dat ons dit in ons eie taal het. Ons baie mense, Here, wat dit nog nie in hulle eie taal het nie. Maar dankie vir die genade wat u oor Suid-Afrika gehad het. Dankie vir wat u kom doen het op gelofte dag. Dankie wat u kom doen het in hierdie wêreld. Maar Here, as ons rondom ons kyk, dan sien ons die geskiedenis herhaal homself. Elke keer. Ag Here, en ek wil kom bid en vra dat ons nie die verskoning sal gebruik dat in die laaste dae mense lou sal wees nie. Dat in die laaste dae almal so afvallig gaan wees nie, Here. Maar ek wil kom bid vir herlewing met invulling van die Heilige Gees, sodat die maksimum hoeveelheid mense tot bekering kan kom voor u wederkoms, Here.
Dat mense hulle lewens in oënskou sal neem, dat hulle in hulle lewens sal terugkyk oor waar hulle is en waar hulle was en waarheen hulle op pad is. En Here God, dat ons U, nie die kerk nie, dat ons U eerste sal plaas in ons lewens en dat ons U woord sal gehoorsaam soos U dit verwag. Maak nie saak van wat ander mense dink of sê of doen nie, maar dat ons in lyn sal bly met U woord. Dis ons gebed in Jesus se heilige naam. Amen. Kom ons staan saam en sluit ons hierdie erediens af deur lekker saam te sing. Lof Koning Jesus, aanbid Immanuel, Opperheer, vrede, vors, blinkmôre ster, en deur al die eeue heen sal ek U prys Heer, en met U regeer tot in ewigheid. Lof Koning Jesus, aanbid Immanuel, Opperheer, vrede, vors, blinkmôre ster, en deur al die eeue heen sal ek U prys Heer, en met U regeer tot in ewigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen. Ons nooi uit vir 'n lekker koppie koffie en tee. Baie dankie.